Goeiemiddag collega's en leerders weer eens en baie welkom hier by vandag se sessie. Leerders of collega's, die QR code is op die skerm. U kan net daar dit neem sodat u die attendance register kan teken asseblief of inteken daar. Ek gaan dit 'n paar minute daar hou en dan sal ek dadelik oor beginne met ons eerste gedeelte, né? So ek gee gou so 'n paar minute vir dit. Tyd te bespaar, gaan ek nie vandag al die vrae saam met julle deurgaan nie. Ek gaan meer fokus op die toepassingsvrae en dan gaan ons heel eerste ons pre-toets doen en daarna die pre-toets, na die pre-toets gaan ons dan gaan ek dadelik oorbeweeg na rolle se gedeeltes, die lang vraag daarvan, maar ek sal vir julle sê watter vragies ek saam met julle gaan doen, né? En dan kan jy net vir my volg. So leerders, weer eens welkom hier en net 'n quote van Walt Disney: all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. So leerders, ons moet ons drome, ons moet dit bewaarheid, ons moet dit benut en ons moet dit regtig aanpat en benut elke geleentheid wat vir ons aangebied word in hierdie reis van lewe, né? So kom ons gaan dadelik oor. Leerders, weer eens, ons gaan nie vandag fokus op vraestel 1 nie, so vraestel 2, juffrou daar die datums reggemaak. Ons moet nie weer 'n foutjie maak daar nie. So vraestel 2 word geskryf op die 11de November 2025 en vandag gaan ons fokus op besigheidsgeleenthede en besigheidsrolle. En leerders, by hierdie tyd moet julle al die subonderwerpe ken wat gepaard gaan met besigheidsgeleenthede sowel as besigheidsrolle. En soos jy kan sien, leerders, vraestel 2 het meer onderwerpe wat gedek word en dit is altesaam 32 bladsye wat jy as leerder moet basraak, né? So daar is mos maar die korter maniere hoe om die vraestel nou regtig wat baas te raak. So leerders, ek gaan dadelik aanbeweeg. So leerders, ek gaan net 'n kort opsomming gee vir julle. Ons gaan nie lank hier draai nie, net 'n kort opsomming vir julle, weer eens net vir julle herinner dat afdeling A tipe vrae word gesien as laaghangende vrugte. Met ander woorde, die antwoord is reg voor jou en hier moet jy net jou kennis kan toepas, né? So as jy die onderwerp verstaan van die vraag, kan dit jou help om die afleiers te identifiseer. En baie belangrik ook, as jy die vraagie lees en jy verstaan jou onderwerp deeglik, gaan dit ook makliker vir jou wees as leerder om te identifiseer by watter subonderwerp van besigheidsgeleenthede of besigheidsrolle daardie spesifieke vraagie inpas, né? So leerders, net weer eens wil ek net vir julle noem dat afdeling A het 3 verskillende tipe van maniere hoe vrae gevra gaan word. So, ons het afdeling A en dit is verpligtend. Met ander woorde, graad 12, ons kan nie ooplos nie, né? En afdeling A sal alle onderwerpe dek. Met ander woorde, dit gaan 'n gedeelte hê vir besigheidsgeleenthede sowel as 'n gedeelte vir besigheidsrolle. En dit is hoekom juffrou so sê, wat juffrou sê, dit is baie belangrik dat jy, wanneer jy jou vraagie lees, jy dit kan identifiseer by watter subafdeling dit regtig waar inpas, né? Dan graad 12, daar's 3 soorte afdeling A vrae. Ek herinner u net weer, dis veelkeuse vrae. Kies die regte antwoord tussen A, B, C en D. Tweede gedeelte is ook kies die korrekte woord uit jou woordebank. En onthou graad 12, wanneer jy woorde kies uit jou woordebank uit, moet die woord in woordebank verskyn en jy moet dit daar uit kies. So is weer eens 'n saak van copy and paste, né? Dan het ons ook pas die kolom A by kolom B, weer eens graad 12, jy lees jou konsep en jy kyk wat pas daar uit kolom B uit by kolom A. En onthou,
Daar is altyd 'n afleier, die regte antwoord en een wat lyk soos die regte antwoord, né? So graad 12, juffrou gaan nie nog baie lank hier vashak nie, van dit ons mors tyd 'n bietjie. So wanneer ons kom by afdeling A, weet jy daar's 4 opsies, 2 van die opsies pas glad nie daarbey in nie. En een van daardie 4 opsies is die afleier en die ander ene is die korrekte antwoord, né? So jy moet dan as gevolg van of jy ken, as jy die werkies ken, sal jy dadelik daardie skakel kan maak tussen wat lyk soos die regte antwoord en wat is die korrekte antwoord? Wat is die afleier en wat is die korrekte antwoord, né? En wat pas glad nie daar nie. En wat jy ook hier moet onthou graad 12 is dat jy kan nie 2 antwoorde skryf nie. Sodra jy skryf 'n A, B, gaan dit beteken die merker gaan verkeerd merk. So slegs een antwoord. Dit sal reg gemerk word, né? Soos as jy skryf 'n C of D, gaan dit verkeerd gemerk word. Jy moet slegs een antwoord skryf. En dan graad 12 beweeg ons aan. Ek herinner jou net, juffrou het gepraat van jou woordebank. Jy moet die woorde uit jou woordebank uitkies. Jy kan nie jou eie woorde daar kies nie, né? En onthou, daar's 5 stellings en elke stelling het 2 moontlike antwoorde waarvan die een die afleier is en die ander ene is die korrekte antwoord. En dan by 1.3 vraag waar jy kolom A moet kyk en kolom B die regte stelling daar by kolom A pas, moet jy onthou daar is weer eens 5 woorde en daar is 10 stellings, né? Waarvan elke woord in kolom A het 2 moontlike antwoorde. En hier moet jy ook onthou dat jy moet kyk na elke vragie begin of 2 vragies begin met dieselfde woorde en dit is waar die toepassing van jou kennis weer eens inkom. Jy moet kan kyk watter een is die afleier en watter een is die korrekte antwoord graad 12. So graad 12 met dit alles gesê vir u, wil ek graag hê ek gaan vir jou 10 minute gee om gou vir my jou pre-toets te doen asseblief. So ek gee gou 10 minute en dan gaan ons vra vir die kollegas om net die antwoorde in die chat te sit en dan meneer Ernest sal net dan weer eens daar vir my kyk in die chat watter skole dit vir my op die groep gesit het of in die chat gesit het, né? So leerders, julle 10 minute begin nou, sodra julle klaar is. Nommer 1.1.1 was C, dan het ons gehad 1.1.2 was D, 1.1.3 was B, 1.1.4 B, 1.1.5 D. En dan het ons by 1.2.1 langtermynbelegging, 1.2.2 is routine en routine denke graad 12, dit is deel van ons graad 11 syllabus ook gewees, né? En dan het ons 1.2.3 onder versekering, 1.2.4 skadeloosstelling en dan het ons 1.2.5 konflik oplossing moet daar staan, né? Dan het ons 1.3.1 I, 1.3.2 is J en dan het ons 1.3.3 F en 1.3.4 E en dan het ons 1.3.5 G. So leerders, daar is die antwoorde op die bord. Jy merk daarso, jou maatjie merk jou werkies en jy skryf jou punt neer en dan gaan ons voort, né? So leerders, ek het gesê ons gaan beginne met besigheidsrolle. So gee gou vir juffrou kans om na daardie skyfie te beweeg, né? So, graad 12 besigheidsrolle in jou vraestel in vraestel 2 sal altyd wees vraag 3. En vraag 3 en sowel as 'n gedeelte van vraag 4 en dan het ons ook in afdeling C vraag 6, né? So leerders, juffrou gaan nou eers beginne met van ons of met ons lang vraag eers. So ek wil hê julle moet beweeg agter in julle boek. Jammer. Graad 12, ek wil hê julle moet vir my beweeg na die laaste lang vraag in jou pakkie in oor rolle.
Ek wil graag hê julle moet daartoe beweeg. En onthou, juffrou het maandag genoem dat ons moet kyk hoe ons hierdie lang vraag kan aanpak, né? En ek het gesê ons moet kyk na ons preamble graad 12. En as ons kyk na ons preamble, gaan ons gou kyk hierna, ek gaan vir julle lees. Daar word van besighede verwag om die ekonomiese regte en veiligheid van hulle werknemers in die werkplek te respekteer. Nou graad 12, as jy gaan kyk na jou eerste bullet, daar is 'n verwantskap tussen jou eerste sin in jou preamble en jou eerste bullet. Met ander woorde, jy moet nou gaan beskryf kortliks die ekonomiese regte van werknemers in die werkplek. En dan die tweede sin het ons die gesondheids- en veiligheidsverteenwoordigers speel 'n belangrike rol om die werkplekomgewing te beskerm. So, as jy kyk na bullet nommer 2, sal jy sien, daar staan verduidelik die rolle van die gesondheids- en veiligheidsverteenwoordigers in die beskerming van die werkplek. Weereens, jou tweede sin het 'n verbintenis met bullet 2. Dan het ons jou derde bullet, en ons kyk na die volgende sin. Hulle sê, die nakoming van menseregte stel besighede in staat om diversiteit in die werkplek aan te pak. So daardie laaste ene het 'n verbintenis met bullet nommer 3, sowel as jou menseregte en diversiteitskwessies bullet nommer 4, né? So jou menseregte en jou diversiteitskwessies, dit word daar by bullet 3 en 4 ook bespreek. So leerders, juffrou het maandag genoem dat baie van ons leerders sukkel met hulle inleiding en met hul slotte. So ietsie wat juffrou agtergekom het is dat 'n mens moet probeer elke sin in jou voorwoord of in jou preamble, elke sin het 'n verbintenis met jou 4 bullets. So jy moet probeer om vir jou die volgende vragies af te vra. En jy moet probeer om jou preamble se sinne, van elkeen van die sinne het 'n verbintenis met die bullets wat bespreek word, né? En onthou, wanneer jy jou inleiding en jou slot skrywe, moet daar 'n verbintenis wees tussen jou inleiding en die inhoud wat geskryf word, né? So jy moet probeer om jou preamble se sin, jou eerste sin, ons kyk gou na ons eerste sin, jy moet probeer om daardie eerste sin te omskep in 'n vragie vir jou, sodat jy daardie vragie op die ouend van die dag kan beantwoord en dan daardie antwoord gebruik as 'n inleiding. En as jy elkeen van die sinne so kan maak, dan beteken dit mos jy kan inleiding skryf en dan kan jy mos nou kies vir jou. Ons weet mos, jy moet slegs 2 feite neerskrywe graad 12. So, die vragies wat jy vir jou moet afvra is die volgende. Jy moet vir jou vra, hoekom, wat, wie en hoe. So jy moet gebruik maak van daardie aksiewerkwoorde en dit aanheg aan jou sin en 'n vragie vir jou omskep, dit in 'n vragie te omskep. As ek kyk na die eerste, daar staan, daar word van besighede verwag om die ekonomiese regte en veiligheid van hulle werknemers in die werkplek te respekteer. So jy kan daardie vragie of daardie sin kan jy omskep in 'n vragie, soos byvoorbeeld jy kan vra, hoekom word daar van besighede verwag om die ekonomiese regte en veiligheid van hulle werknemers in die werkplek te respekteer? So juffrou gaan dit weer herhaal, onthou, wat het juffrou gesê? Juffrou het gesê dat jy moet probeer om die sin in jou preamble te omskep in 'n vragie. En dan gaan jy mos nou daai vragie moet beantwoord en dit kan jy gebruik as 'n inleiding. So juffrou se vragie was gewees, hoekom word daar van besighede verwag om die ekonomiese regte en veiligheid
van hulle werknemers in die werkplek te respekteer. So dit sê vir my, as ek nou daardie vraagie vir myself moet beantwoord, kan ek sê dat die ekonomiese regte, en ek het ons gevra hoekom, want die ekonomiese regte is een van die fundamentele regte wat in die handves van regte in die werkplek gerespekteer moet word, né? Of jy kon gesê dat die gesondheid, kollegas, kan julle my nog hoor? OK, ek gaan voort. Of jy kon gesê dat die gesondheids- en veiligheidsverteenwoordigers hou lede op hoogte van gesondheids- en veiligheidskwessies op die werkplek of in die werkplek. So leerders, onthou, wanneer jy besig is met 'n lang vraag, jou inleiding het 2 sinne, né? En vir my om enige inligting wat in die bullets gevra word in jou inleiding te skryf, want in jou inleiding gaan dit slegs 1 punt tel, veral wanneer die bullet bespreek word. So wat juffrou vir jou eintlik wil sê daar, ons gaan goed terug. Jammer. Jy gaan mos met jou 6-punt plan werk. So jou 6-punt plan sê vir my, jy het 'n inleiding, jy het jou inhoud, jy skryf nie inhoud nie, jou inhoud bestaan uit jou 4 bullets uit. Dan jou laaste 6-punt plan sal wees dan jou slot. So jy los jou inleiding en jy los jou slot en jy beantwoord eers jou 4 bullets. En as jy klaar jou 4 kolpunte of jou 4 bullets beantwoord het, dan gaan jy terug na jou inleiding toe. En soos wat juffrou gesê het, jy kan dan jou preamble se sinne omskep in 'n vraag en dan dit wat oorbly, goed wat jy nie in jou inhoud gebruik het nie, dan dit in jou inleiding skrywe. Of as jy jou sin geomskep het in 'n vraagie, dan kan jy dit mos nou beantwoord en dit skrywe as 'n inleiding. Nou onthou 2 feite, 2 punte en dan vir jou slot, kollegas. Vir jou slot gaan jy dan skrywe 1 feit is gelykstaande aan 2 punte. En baie belangrik graad 12 wat jy ook moet onthou is dat die woordjie inleiding en die woordjie gevolgtrekking of slot moet daar staan sodat jy jou L kan kry van lesso, né? So dit is punte wat daar is, jy moet dit net benut graad 12. So leerders, hierdie gedeelte, jy moet dit oefen. En onthou, jou inhoud van jou lang vraag, dit is eintlik kort vrae wat in afdeling B ook gevra kan word. En hoe kan jy dit basraak? Deurdat jy jou 1 pages deeglik deurlees, né? So dit is baie belangrik. En onthou, bullet nommer 1 en bullet nommer 4, dit is altyd 2 tiks aan die einde van daardie vragies, want dit is aksiewerkwoorde soos beskryf, wat vir jou sê dis 2 tiks aan die einde, en beveel maniere aan, dit is ook 2 tiks aan die einde. En onthou dat bullet nommer 1 en bullet nommer 4 tel altyd minder punte as bullet nommer 2 en bullet nommer 3. So onthou dit, want bullet nommer 2 en bullet nommer 3, dit is splitpunte. Met ander woorde, hier is ook daar wat jy vir jouself af moet vra, wat, hoekom, wie en hoe om jou tweede punt te verdien daar graad 12. So graad 12, ek hoop en vertrou dat jy nou ingeneem het wat juffrou nou hier gesê het. Ek weet dit was 'n mondvol geweest en om maar so te begin met 'n lang vraag. Ek gaan net weer herhaal wat ek gesê het. Onthou, jy kan jou preamble se sinne gebruik om dit te omskep in 'n vraagie vir jou, né? So, watter aksiewerkwoorde maak jy gebruik van, né? Jy kan vra of nie aksiewerkwoorde, jy kan vra vir jouself af, hoekom, wat, wie en hoe. Dit is woorde wat jy kan gebruik om jou sinne te omskep in 'n vraagie, en dan kan jy die vraagie mos nou self beantwoord en dit gebruik in jou inleiding en in jou slot. En onthou, jou slot
is altyd iets positief of iets wat in die toekoms nog kan gebeur, né? Maar dit is altyd iets positief, graad 12. So graad 12, juffrou gaan nou aanbeweeg en nou gaan ons beginne met ons rolle se afdeling tipe vragies. So ek gaan vir julle kansie gee gou, om gou dat juffrou gou net terug kan gaan na rolle toe. Reg, so graad 12. So graad 12, juffrou gee vir jou kans om gou in jou boekie te gaan en vir my terug te beweeg na rolle se afdeling toe, né? Dit is aan die agterkant van jou boekie. Net na geleenthede se lang vraag. Kan jy gou vir juffrou gaan na rolle se gedeelte toe asseblief? So graad 12, hierdie vragie kom uit die Junie eksamen vraestel 2 van 2022 uit, né? En hierdie aksiewerkwoord sê vir my, gee 3 praktiese voorbeelde van etiese sakepraktyke. Nou, graad 12, juffrou wil gou net, die rede hoekom ek hierdie enetjie doen is, daar is 'n beperking op hierdie vraag. Met ander woorde, jy moet slegs 3 praktiese voorbeelde gee, né? En die woordjie gee sê vir my, dit is 'n laafvlak of 'n laorde vragie. So 3, 1 feit, 1 punt of 1 voorbeeld, 1 punt, né? En dit is baie belangrik. Ek gaan gou net vir jou hierdie antwoordjie gee. So hier is nie splitpunte nie en hier is ook nie double ticks nie. Dit is 1 feit, 1 punt. Nee? So die antwoord daar sou wees, gebruik billike advertensies, betaal billike lone en gebruik nie kinderarbeid nie. En graad 12, baie belangrik wat jy vir jouself af moet vra, waar in my vraag of in my hoof of my subafdeling kom hierdie vraag voor. Ons weet dit, ons is besig met besigheidsrolle, maar waar praat hulle van etiese sakepraktyke? En daardie gedeelte, jou subafdeling daar is etiek en professionalisme. So dan weet jy presies waarna toe om te gaan in jou one pages om hierdie spesifieke vragie te gaan opsoek, sodat jy dit kan beantwoord, né? So dit is belangrik dat jy jou vragie moet assosieer met die werk, die subafdelings van rolle se se vragies, né? Reg. So graad 12, hier wil ons fokus op ons toepassingsvrae en dit is baie belangrik graad 12 dat 'n mens jou scenario's moet deeglik lees. Die rede vir dit is die antwoord is in jou scenario en jy moet net deeglik lees en die inligting wat jy geleer het moet jy hier kan toepas. En wanneer 'n mens kom by scenario tipe vragies graad 12, is dit vir my belangrik dat 'n mens eers jou vragie moet gaan lees. So om jou vragie, hoekom wil juffrou hê jy moet dit so doen? Sodat jy presies weet waarna moet ek gaan kyk wanneer ek my scenario deurlees, né? So juffrou gaan hierdie vragie saam met jou deurlees, maar ek gaan vra van julle aan se kant af om hierdie vragie vir my te beantwoord. So ek gaan eers gou deurlees en dan gaan ons dit saam ontleed en dan kan julle vir my gou hierdie vragie se antwoord deurgee. So 3.2.1 sê vir my, haal aan 2 aksies wat uit die scenario hierbo as onprofessioneel beskou word. So graad 12, die vragie of die aksiewerkwoord sê vir my hier, haal aan. Ek sê gewoonlik copy en paste. Met ander woorde, wanneer jy moet aanhaal uit die scenario uit, beteken dit dat jy die sinnetjie net so moet aanhaal uit die scenario uit. Jy moet geen woorde bysit nie en jy moet geen woorde weghaal nie, né? So wat moet ek aanhaal? Ek moet 2 aksies aanhaal
wat in hierdie scenario voorkom en wat as onprofessioneel beskou word. So weer eens graad 12 moet jy vir jouself afvra, by watter subafdeling van rolle word hierdie werk gedek? En weer eens, dit kom weer terug na, dit is deel van etiek en professionalisme. So, die rede hoekom juffrou dit vir julle sê is, omdat baie van ons verstaan nie die vragie nie. Ons weet nie wat gevra word nie, omdat ons nie ons inhoud ken nie. Maar as jy jou inhoud ken, kan jy presies weet waar in my one pages moet ek hierdie werk gaan naslaan. So met hierdie vragie wat jy nou klaar gelees het, kyk jy nou na jou scenario, en jou scenario sê, mevrou Pangalela, 'n bestuurder by Sophie Malela, skryfbehoeftewinkel SSS, wil die personeel toespreek. Sy het opgemerk dat werknemers nie hoflik teenoor kliënte is nie. Sy het ook opgemerk dat die vorige bestuur in die verlede besig was met prysvasstelling. Sy het ook opgemerk dat senior personeel altyd laat was. Nou graad 12, as jy nou hierdie scenario gelees het, was daar sekere sinne wat uitgestaan het, en daardie sinne sal net uitstaan vir jou as jy die inhoud van etiek en professionalisme ken. So graad 12, juffrou gaan gou vir jou vra hê, om gou vir juffrou in die chat te sit, watter 2 aanhalings gaan hier gepaard met onprofessionele, of wat kan beskou word as onprofessionele gedrag, asseblief. So sit gou vir juffrou in die chat daarso, julle kan vir my miskien sê sin 1, sin 2 of sin 3, jy kan dit om dit korter vir jou te maak, dan hoef jy nie die volle sin vir juffrou uit te skryf nie, né? Asseblief. Ek weet nie of meneer Ernest nou al reeds in die chat is nie. Jy kan net vir my 'n aanduiding gee, of Ms. Gordon nog steeds hier. Kan jy net vir my in die chat kyk of die leerders dit wie al insit, asseblief? Ek maak so, juffrou. Baie dankie, meneer Ernest. Ravensmeet sê die sin 2 en die laaste sin, juffrou. Baie dankie daar, Ravensmeet. Okay, so ons beweeg voort en ons sê dankie daar vir Ravensmeet. So volgende ene gaan daar weer 'n ander skool vir ons beantwoord, né? So leerders, soos wat juffrou gesê het, haal aan, so ons sit niks by nie, ons haal niks weg nie. So dit is reg daar so Ravensmeet, hulle sê hy het opgemerk, of daar moet eintlik staan, sy het opgemerk dat werknemers nie hoflik teenoor kliënte is nie, want wat het juffrou gesê? Jy haal dit direk aan, soos wat dit daar staan, né? En dan die tweede ene is nie sy nie, hy nie, dit moet wees sy. Sy het ook opgemerk dat die vorige bestuur in die verlede besig was met prysvasstelling. So graad 12, ons kan ook, wat ons altyd daar ook moet onthou, is dat jy moet direk aanhaal. So ek gaan hierdie 3.2.2 gaan ek skip, ons gaan weer na 'n volgende enetjie toe, graad 12, so ek hoop julle is saam met my, juffrou gaan fokus net op scenario tipe vrae en stellings wat gegee word, sodat ons duidelik kan identifiseer daar, né, asseblief. So die volgende vraagie wat ons na toe gaan is vraag 3.4. So 3.4 graad 12, weer eens, dis 'n scenario, en die scenario sê vir my, of die vraagie, onthou wat juffrou gesê het, ons moet eers vir ons vra, die vraagie wat daarmee gepaard gaan, hulle sê vir my daar by 3.4.1, identifiseer die kinkode beginsel wat toepaslik is. Motiveer jou antwoord deur uit die scenario hierbo aan te haal. Weer eens graad 12, jy moet identifiseer. En dan moet jy jou antwoord staaf deur aan te haal uit die scenario uit, né? En wat moet ek identifiseer? Ek moet 'n kinkode beginsel moet ek kan identifiseer, né? En waar kry jy kinkode se beginsel?
dit is belangrik dat jy weet, graad 12, waar pas my vraagie in by my subafdelings van my werk. En as ons kyk na King Code se beginsels, is dit weer eens kom dit terug na, dit is deel van die subafdeling by rolle van professionalisme en etiek. So nou weet ek, King Code kom voor by professionalisme en etiek. By daardie one pages kom dit voor. En nou moet ek gaan kyk, watter beginsels is daar van King Code? Daar is 3 soorte beginsels van King Code. En nou moet ek in elke kode, terwyl ek geleer het, moet ek vir my kernwoorde geïdentifiseer het. En daardie kernwoorde sal vir my 'n aanduiding gee wanneer ek kom by scenario's van watter King Code beginsel word gepraat in die scenario in. So, graad 12, en onthou, identifiseer gaan 2 punte wees en jou motivering hier gaan wees die aanhaling direk uit jou scenario uit, So, meneer Ernest, ons kyk gou watter skool gee vir ons hierdie antwoordjie. Nog niks, juffrou. Leerders, ons gaan kyk asseblief. Onthou, jy gaan kyk nou na jou notas van King Code se beginsels. En onthou, die 3 beginsels is deursigtigheid, verantwoordbaarheid en verantwoordelikheid, Symphony High sê dis aanspreeklikheid, verantwoordbaarheid. Okay, Symphony High, kom. Visante Kraal sê dis deursigtigheid. Okay. Kom ons gaan gou voort. Meneer Ernest, kan u net wanneer u klaar beantwoord het, net u speaker afsit van ek hoor myself. Okay, bro. Okay, dankie. Reg, so graad 12, kom ons kyk gou daar. So weer eens, jy moet identifiseer, So die eerste ene was gewees deursigtigheid. So hoekom het ons gesê deursigtigheid? Want dit sê daar sommige aandeelhouers was nie bewus van die algemene vergadering nie, Sommige aandeelhouers was nie bewus van die vergadering nie. Hoekom is dit belanghebbendes? As jy gaan kyk graad 12, juffrou wil net hê die verbintenis met vir jou maak. As jy gaan kyk by jou one pages, praat hulle daarvan deursigtigheid, die 3de bullet in die blokkie, praat hulle van belanghebbendes moet bewus wees van 'n diensnemingsbeleid. So, sommige aandeelhouers was nie bewus van die algemene jaarvergadering nie. Die 2de bullet sê dat audit en ander verslae moet akkuraat beskikbaar wees aan aandeelhouers, werkers. Die eerste enetjie daar is gereelde audits moet gedoen word om die effektiwiteit van die besigheid te bepaal, So graad 12, dit is belangrik dat jy weet waar in jou one pages om hierdie vragies te gaan naslaan, So die eerste enetjie daar is deursigtigheid en jou motivering is jou laaste sinnetjie. Dan het die volgende ene. Okay, hulle het gesê identifiseer enetjie, Hoeveel punte was dit gewees, dat ek gou sien? Ek dink dit was 3 punte. So jy moet slegs 1 gaan identifiseer daar, Okay. So die een wat ons daar geïdentifiseer het is deursigtigheid. So asseblief, maak seker daarvan julle notas en onthou, baie van die sinne wat in jou one pages voorkom, is net 'n klein bietjie verdraai. So wanneer jy geleer het met begrip en deeglik gelees het, dan sal jy sien dat dit klink min of meer soos die sinne wat in jou scenario's voorkom, Ons gaan aan. Gaan gewoon na 'n volgende scenario tipe vraagie toe.
Jammer. Graad 12, juffrou sal maar self met julle hierdie enetjie doen. Ek wil hê julle moet gou beweeg na 3.2.1. En ek weet, dit is 'n bietjie die kant toe en daai kant toe, maar ons wil net gou fokus op 3, op die stelling vrae en op die scenario tipe vragies van ons pakkies, né? As daar weer genoeg tyd oor is, dan kan ons weer terugkom na vrae wat ons nie gedek het nie. So graad 12, as ons kyk na 3.2, hulle sê daar, identifiseer die menseregte wat by La Abela bakkery toegepas word in elke van die stellings hieronder. Graad 12, nou beteken dit, wat moet ek gaan identifiseer? Ek moet die menseregte gaan identifiseer. En as ek praat van menseregte, moet ek by hierdie tyd weet, waar kom hierdie werk in my one pages voor? Ons weet ons is besig met rolle se afdeling, so watter subafdeling in rolle word hierdie gedeelte gedek? En as jy gaan kyk in jou one pages, sal dit wees menseregte, inklusiwiteit en omgewingskwessies. Maar die vraagie is gebaseer op die menseregte gedeelte. Nee? So as ons kyk na se menseregte, in jou one pages graad 12, is daar 6 menseregte wat in jou one pages verskyn. En as jy in elke mensereg vir jou kernwoorde identifiseer, glo juffrou Steller dat daardie kernwoorde gaan vir jou 'n aanduiding gee in die vraestel wanneer jy te make kom met stellings. Daardie kernwoorde gaan daar verskyn in jou stellings in of in jou scenario's en dan gaan daardie kernwoorde vir jou help om jou menseregte te kan identifiseer. So as ons kyk na die eerste enetjie, daar sê La Abela behandel al haar werknemers dieselfde, ongeag hul sosio-ekonomiese status. So wanneer jy almal gelyk behandel, beteken dit jou kernwoord daar sê ongeag hul sosio-ekonomiese status en behandel al die werknemers dieselfde. So jou antwoord daar is gelykheid, né? So as jy gaan kyk in jou one pages, as jy die boekie het op bladsy 54, sal jy sien jou eerste bullet daar by menseregte van gelykheid. Sê hulle vir jou so mooi, besighede moet gelyke geleenthede gee aan werknemers en nie diskrimineer op grond van geslag, ras, geloof en seksuele oriëntasie nie, né? Dan sê hulle ook gelyke betaling vir gelyke waardes, besighede moet wetgewing op alle vlakke regverdig toepas, graad 12. Dan, jammer, die tweede ene, werknemers kan hul griewe sonder vrees moet oplos daar. Dit sinnetjie is verkeerd gestel daar. Werknemers kan hul griewe sonder vrees moet oplos, sonder dat victimisasie moet plaasvind daar, né? En soos kyk daar, vryheid van spraak en uitdrukking. So werknemers kan hulle griewe oplos sonder die vrees van victimisasie. So met ander woorde, graad 12, jy kan jou opinie lig. Jy het vryheid van spraak en uitdrukking daar, né? Volgende enetjie daar, werknemers werk in 'n veilige werksomgewing wat vry is van gevaarlike produkte. So daardie enetjie is veiligheid, sekuriteit en beskerming van lewe, né? So graad 12, die kern daar sou gewees het veilige werksomgewing en by watter mensereg kry ons veiligheid? Dit gaan gepaard met veiligheid, sekuriteit en beskerming van lewe. En die eerste boele daar was gewees, werknemers moet in 'n veilige werkomgewing werk wat vry is van gevaarlike produkte. En dit kom net so voor in jou one pages graad 12. As ons kyk, ek wil gewoon net weer daar by vryheid van spraak en uitdrukking by 3.2.2, by daardie one pages sê hulle of jou besighede moet oop kommunikasiekanale tussen bestuur en werknemers toelaat en besighede moet
moet werknemers 'n platform gee om hul griewe te lig sonder enige victimisering. So werknemers kan hulle griewe lig sonder vrees van victimisasie. So dit gaan gepaard met vryheid van spraak en uitdrukking en dit staan net so in jou one-pages. En onthou, wanneer jy gaan leer, identifiseer vir jou die kernwoorde, né? En wanneer jy jou werk ken, is die inhoud in jou kop en dan wanneer jy sulke tipe van vragies gaan lees en dan herroep jy die inligting wat jy alreeds geleer het, né? Ons beweeg aan na die volgende. Reg. Ek wil hê julle moet gou vir my blaai na bladsy of nommer 3.5. 3.5. Dit gaan daar oor Hydrus Spa HSS en weer eens graad 12. Dit is 'n scenario. En die lekkerste van scenario's is dat die antwoord is in jou scenario in. Of hoe kan ek sê, daar is 'n leidraad in jou scenario wat vir jou gaan lei na die antwoord wat jy moet skrywe. So, dit kom weer eens terug na, jy moet jou inhoud deeglik leer graad 12. So, eerstens, ek lees my scenario se vraagie. Weer eens is dit 'n vraag van identifiseer 2 probleemoplossingstegnieke. Identifiseer 2 probleemoplossingstegnieke wat HS gebruik. Haal uit die scenario hierbo aan om jou antwoord te staaf. Nou graad 12, die aksiewerkwoord sê identifiseer 2. So as jy 2 moet identifiseer, beteken dit 2 punte vir elke identifisering en vir die aanhaling is dit 1 punt. En dit is deel van probleemoplossingstegnieke. En waar kry jy probleemoplossingstegnieke graad 12? Weer eens graad 12, probleemoplossingstegnieke is deel van kreatiewe denke en probleemoplossings. Dit kom voor by daardie one-pages. So jy moet jou vraagie kan verbind na jou inhoud van jou one-pages. So met ander woorde, in die eksamen gaan jou one-pages nie by jou wees nie, maar jy moet die skaak in jou kop kan maak, van die inligting is moes alles dan in jou kop, né? Van jy dit moes geleer. So, meneer Ernest, ons gaan gou vra vir skool om gou vir ons die 2 probleemoplossingstegnieke te kan identifiseer en dan ook die aanhaling daarby te gee asseblief. Dankie meneer. Ek maak so, juffrou. So graad 12, jy moet nou jou sinnetjies, moet jy nou daar verbind aan jou probleemoplossingstegnieke en in jou one-pages sal jy agtergekom het, daar was 4 probleemoplossingstegnieke waarvan Delphi-tegniek, kragveldanalyse, dinkskrim en nominale groeptegniek deel was. So in elkeen van daardie probleemoplossingstegnieke moet jy vir jouself kernwoorde geïdentifiseer het, sodat die kernwoorde vir jou kan help in scenario's hier, en so kan jy dit dan identifiseer. So meneer Ernest, u moet net vir my kyk, is daar enige antwoorde daar, meneer Ernest? Nog nie, juffrou. Is nog niks in die chat, juffrou. Okay. Collega's, leerders, kan ons u samewerking kry asseblief? En kyk gou vir juffrou daar. HS besef die belangrikheid van kreatiewe denke en effektiewe probleemoplossings in die besigheid. En werknemers is versoek om nuwe idees voor te stel in 'n groot groep
sonder individuele werk. Hierdie idees is gebruik om nuwe gedagtes te inspireer en die bestuur van HS het die voor- en die nadele van elke idee geëvalueer. Graad 12 van daardie sinne moet Ons het 'n paar antwoorde juffrou. jy kan maar deurgee. Visante Kraal sê dis sin 2 dinkskrim, Rywens Mead sê nominale groep tegniek. Die motivering is sin 2 en sin 4 juffrou. Is daar nog ander? Ja, hy het nou een deurgekom, Symfonie sê dis sin 4 kragveldanalyse. Baie dankie daar Symfonie. Reg my in, ek gaan gou die antwoorde doen saam met die leerders. So graad 12, as ons kyk daarna die eerste gedeelte, hulle sê daar werknemers is versoek om nuwe idees voor te stel in 'n groot groep sonder individuele werk. So dit wil sê dit val onder dinkskrim. Nou hoekom sê juffrou dit is dinkskrim? Want as jy teruggaan na jou one pages toe graad 12 en ek hoop en vertrou dat julle almal het julle one pages by julle. As jy teruggaan na jou one pages toe, sal jy sien daar by die verduideliking van 'n dinkskrim, hulle sê daar 'n probleemoplossingstegniek wat op die spontane bydrae van elke lid in 'n groot groep gebaseer is. So wat is die kernwoorde gewees daar in dinkskrim graad 12? Spontane bydrae, groot groep. En as ek kyk na my scenario graad 12 en ek kyk na die sin, sê hulle daar vir my werknemers is versoek om nuwe idees voor te stel in 'n groot groep sonder individuele werk. So dit sê vir my woordjie groot groep. So as jy jou werk geleer het, sou dit vasgesit het en jy kon onmiddellik dan hy skaak gemaak het en vir jouself gesê het, daardie sin gaan gepaard met 'n dinkskrim. Die tweede enetjie graad 12 is kragveld analise. So daar sê hulle vir my, dit is die laaste sin. Die bestuur van HS het die voor- en die nadele van elke idee geëvalueer. En as jy teruggaan, juffrou wil net vir jou wys dat die goed wat in jou scenario voorkom, kom voor in jou one pages. En ek werk vandag net met die one pages. So as jy kyk na kragveldanalyse in jou one pages, sal jy sien die definisie van kragveldontleding sê vir my, die kragveldontleding weeg 'n besigheid se dryfkragte wat verwys na voordele en terughoudende kragte, jou nadele teen mekaar op en besluit dan watter veranderinge moet plaasvind, né? En as jy gaan kyk daar in jou sin, as jy gaan kyk na jou sin in jou scenario, sê hulle vir my, die bestuur van HS het die voor- en nadele van elke idee geëvalueer. En in jou one pages, die juffrou na die sin gelees het, die kernwoorde wat daar uitgestaan het is voor- en nadele en verandering wat plaasvind. So dit is jou kernwoorde. Sodra jy daardie woorde hoor, die voor- en nadele word opgeweeg teen mekaar, en dit word toegepas wanneer verandering plaasvind, dan moet jy weet, dan moet jy die kop skaak maak. Dit gaan oor kragveldanalyse. So baie dankie daar vir die skole wat daardie antwoord vir ons deurgegee het, né? En ek hoop en vertrou dat julle nou sien waar kry juffrou die antwoorde. Die antwoorde is nie 'n nuutskepping nie. Dit is goed wat in jou one pages voorkom. En hier is juffrou nog ewen besig met ons volledige notasie. Alles is in jou one pages. So ons gaan voort. Die volgende, graad 12. Kyk gou hè. Ek wil gou net vashaak hier by nommer 4.5. Graad 12. Ek wil hê julle moet gou vir juffrou beweeg na nommer 4.5.
Dit is nie 'n toepassingvraag nie, maar daar is 'n beperking op hierdie vraag. So weer eens, hulle sê vir my, noem 4 oorsake van konflik binne die werkplek. Nou graad 12, hier kry 'n mens sommige kere die snaakste antwoorde, want die kinders skryf maar mense is kwaad vir mekaar of hulle suig dit uit hulle duim uit, né? Maar asseblief graad 12, gaan op die feite wat in jou notaboek staan. Gaan op die feite wat in jou one pages of in jou uitgebreide notas voorkom. En as ons kyk hier na by 4.5, hulle sê noem 4 oorsake en ek hoop julle het dit daar. Noem 4 oorsake van konflik binne die werkplek. Noem is 'n vlak 1 vraagie, né? So 1 feit, 1 punt. Hy is nie dubbeltiks nie. Hoeveel moet jy noem? Jy moet slegs 4 noem. As jy meer as 4 gaan noem, veronderstel jy noem 5, maar jou eerste een is verkeerd, gaan hulle net meer tot en met by 4. So die antwoorde daar is onrealistiese sperdatums, persoonlikheidsverskille, gebrek aan behoorlike kommunikasie en onbillike werkladings. So ons gaan verder, graad 12. Ek wil hê jy moet gou vir juffrou gaan kyk na 4.7 van rolle. Né? 4.7 van rolle gaan oor weer eens 'n scenario tipe vraagie. En as jy kyk in jou scenario vraagie graad 12, weer eens, jy moet die vraagie eers duidelik lees. En wanneer jy jou vraagie klaar deurgelees het, moet jy vir juffrou gaan kyk na, by 4.7 moet jy vir juffrou gaan kyk, wat wil die vraagie hê moet ek beantwoord? Identifiseer 2 tipes moeilike werknemers wat SWS hanteer het. Motiveer jou antwoord deur uit die scenario hierbo aan te haal. En dan leerders baie belangrik. Hulle sê vir jou, gebruik die tabel hieronder as 'n gids, as 'n gids. So in jou boekie is daar 'n tabel. Jy moet die tabel net so oortrek in jou antwoordeboek graad 12. Baie kere kry ons aan die einde van die jaar, dan het kinders op hulle eie manier dit geskrywe. Jy moet die instruksie volg. Dit wat hulle vir jou vra om te doen, jy volg dit net so. So graad 12, waaroor gaan dit? Hulle sê 2 moeilike werknemers. Jy moet 2 tipes moeilike werknemers moet jy kan identifiseer daar vir juffrou. En weer eens, jy moet jou antwoord motiveer uit die scenario uit hierbo. So met ander woorde, geen woorde word bygesit nie, sowel as geen woorde word weggehaal nie, né? So graad 12, juffrou gee gou vir julle 'n kansie, jy lees die jou scenario, dan gee jy gou vir juffrou, identifiseer gou vir juffrou 2 tipes moeilike werknemers en die aanhaling uit die scenario uit asseblief. So meneer Ernest, ons gee gou weer daar vir skole gou 'n kansie om dit vir ons te beantwoord asseblief. Dankie. Is daar enige antwoorde in die chat, meneer Ernest? Nog nie, juffrou. Okay. So leerders, julle moet net vir my kyk na die 2 tipes moeilike werknemers, né? En onthou, juffrou het nou nie voorheen gesê nie, maar jy moet vir jouself afvra, waar pas hierdie sin in by my subafdelings van rolle? By watter subafdeling pas hy, né? Hy is deel daarvan wanneer ons kom daar by hantering van konflik, stadiums van spanontwikkeling en dan Ons het 'n antwoord van sim van die woorde vir juffrou. Okay, eens luister, daar Symphony. Stilles sin 2 en dan Kenner sin 3. Dan sê Ravensmead
besluitlose in sin 2 en dan kenner in sin 3. Baie dankie daar meneer. Al antwoorde wat ons sover het, Kyk, juffrou. dis reg so meneer, baie dankie meneer. Dankie, juffrou. So, vir al daardie skole wat beantwoord het, sê ons baie dankie. En weer eens graad 12, ons gaan kyk na waar pas hierdie werk in. Onthou wat juffrou gesê het, wanneer jy leer, moet jy vir jou kernwoorde onderstreep, sodat jy daardie kernwoorde kan identifiseer in scenario's soos wat dit hier voorkom, en dan sal dit baie maklik wees vir jou om te kan identifiseer waarvan gepraat word, né? Nou as jy kyk na identifiseer 2 tipes moeilike werknemers. Graad 12, waar kom moeilike werknemers voor? Moeilike werknemers is deel van ons hantering van konflik, né? En as ons kyk daar by tipes moeilike werknemers, of tipe persoonlikhede, né? En motiveer jou antwoord hier uit die scenario uit. So kom ons kyk daarna. Die eerste enetjie sê hulle vir ons is stil is. En die motivering wat gepaard gaan met stil is meneer Sinetemba gebruik oop vrae om betekenisvolle antwoorde van Dandiswe in spanvergaderings te kry, omdat sy skaars reageer, né? So graad 12, as ons kyk in ons one pages, as jy die one page boekie daar voor jou het, dit is op bladsy 64, en as jy kyk na stil is, sal jy sien daardie spesifieke sin, hulle sê, die sin sê vir my, meneer Sinetemba gebruik oop vrae om betekenisvolle antwoorde van Dandiswe in spanvergaderings te kry, omdat sy skaars reageer. So as jy kyk in jou one pages graad 12, sal jy sien daar by stil is, die derde bullet, hulle praat daarvan, gebruik oop vrae om 'n sinvolle antwoord te kry. So, in daardie bullet was die kernwoorde gewees, oop vrae. En waar sien ons oop vrae? Oop vrae kom nou hiervoor in jou scenario in. En wat vra hulle vir jou? Hulle sê jy moet moeilike werknemers kan identifiseer. So as jy kyk by jou moeilike werknemers, kom oop vrae by stil is voor, en dit is hoekom ons stil is daar gekies het, nee graad 12. Dan die volgende enetjie is kenners, vir ander woord vir kenners is ook kundiges, né? So kom ons kyk na die antwoord, die aanhaling wat ons daar gebruik het. Die aanhaling daar was gewees, meneer Sinetemba herinner Gyno daaraan dat hy haar insette waardeer, maar dat hy ook ander alternatiewe sal oorweeg voordat hy besluit te neem, omdat sy voel sy het die beste oplossing, né? So nou gaan kyk jy in jou one pages by kenners. Daar vir jou, by die tweede bullet, waardeer die insette, maar noem dat jy alternatiewe oorweeg. Dit staan in jou one pages graad 12. So, weer eens gaan juffrou dit beklemtoon vir jou om te sê dat wanneer jy leer, identifiseer vir jou kernwoorde. Daardie kernwoorde help vir jou om scenario's baas te raak. Want in daardie scenario's, in daardie stellings, kom daardie kernwoorde voor, en dan is dit makliker vir jou om dit te kan identifiseer. En wat sê juffrou nou al heeltyd? Jy moet kan identifiseer. As jy besig is met rolle se vrae, moet jy kan identifiseer watter subafdeling word gedek in 'n spesifieke vraag. Dan weet jy presies waar om jou antwoorde te gaan kry of te gaan herroep in jou geheue in, né? Sodat ons vermy om verkeerde antwoorde by verkeerde plekke te skryf, maar dit kos dat jy moet deeglik in alle tye moet jy kan lees, né? Dan die volgende vraagie, graad 12. Baie dankie weer eens vir die skole daar wat beantwoord het, né? Die volgende vraagie wil ek hê ons moet beweeg na 4.6 toe.
Ek dink daai is 4.8. Dat is 4.6. Dit is net na 4.8. Ek dink die nomering is verkeerd gestel daar in julle boekie, maar ons is by 4.6. Dit gaan oor Siyazaka Tech ST. Daardie scenario. Ek wil hê julle moet gou daartoe gaan. Weereens graad 12, hulle sê vir ons daar, identifiseer die 2 stadiums van spanontwikkeling wat deur ST daar is. Motiveer jou antwoord deur uit die scenario hierbo aan te haal, né? En gebruik die tabel as 'n gids om vraag 4.5 te identifiseer, te beantwoord. Maak gebruik van die opdrag graad 12. Maak gebruik van daardie tabel. Trek daardie tabel oor in jou antwoordboek, né? Nou kyk ons na die vragie. Wat wil die vragie hê ons moet beantwoord? Dit sê vir ons moet 2 stadiums van spanontwikkeling moet ons kan identifiseer, né? En baie belangrik, ons moet ons antwoord kan staaf deur aan te haal uit die scenario uit. En wat is my stadiums ontwikkeling? Vorming, storming of bestorming, normering, prestering en ontbinding. En in elke stadium van spanontwikkeling graad 12. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. In elke stadium van spanontwikkeling is daar 'n kernwoord wat vir jou 'n aanduiding gee. Hulle praat hier van vorming. Hulle praat hier van bestorming. Hulle praat hier van normering. So jy moet daardie kernwoorde vir jou kan identifiseer terwyl jy leer, né? So as ons kyk na die scenario hierso, Ismail en Jawad is rekenaar wetenskap gegradeerdes wat 'n navorsingsprojek wil aanpak. Jawad het altyd die ander lede se idees en opinies bevraagteken, aangesien hy die spanleier wou wees. Die spanlede het uiteindelik 'n ooreenkoms en konsensus bereik oor die pad vorentoe. Nou graad 12, juffrou gaan my hierdie enetjie saam met jou deurgaan, sodat ons vinniger daarby geleenthede ook kan uitkom, né? Dit is nou alweer 2 uur, die tyd gaan so vinnig verby. So ek doen gous my hierdie enetjie saam met jou. Maar 12 as ons kyk na hierdie ene, identifiseer, so omdat jy gaan identifiseer, is dit 2 punte. Omdat jy gaan motiveer, is dit 'n ekstra 1 punt, né? So altesaam 1, so 2 geïdentifiseer tesame. As jy kyk na storm of bestorming, hulle sê daar vir jou, Jawad het altyd die ander lede of die ander lid se idees en opinies bevraagteken, aangesien hy die spanleier wou wees. Nou kom ons gaan gou na ons 1 pages toe. By jou 1 pages, by stadiums van spanontwikkeling. As ons kyk daar by stadiums van spanontwikkeling, en jy gaan vir juffrou daar na storming toe, of bestorming. Skryf maar daar vir jou, in jou 1 page staan daar storming, of storming, jy skryf maar daarby vir jou bestorming. Hoekom? Sodat jy weet, daar's 'n ander woord, of bestorming is dieselfde soos storming, né? Daar by storming staan die volgende. Die span gaan deur 'n tydperk van konflik, en spanlede konfronteer mekaar se idees en perspektiewe. Hulle konfronteer mekaar se idees en perspektiewe. Met ander woorde, hulle bevraagteken mekaar se idees, né? En wat sê hierdie scenario of hierdie aanhaling? Hulle sê daar, Jawad het altyd die ander lid se idees en opinies bevraagteken. Nou daar staan nou nie gekonfronteer nie, maar daar staan bevraagteken. Verstaan ons? So dit sê vir my graad 12, daai sin, sekere van die woorde kom net so voor in jou 1 pages, en dit is hoekom ons by die slotsom gekom het, dat hierdie kan gekoppel word aan bestorming. Die tweede enetjie is normering. Normering se sin sê vir ons, die spanlede het uiteindelik 'n ooreenkoms en konsensus bereik oor die pad vorentoe. En as jy na jou 1 pages toe gaan, graad 12, en jy gaan na die woord normering toe,
Beteken dit, hulle sê daar vir jou in jou one pages, spanlede kom ooreen, bereik konsensus en rolle word uitgeklaar. So wat is die kernwoorde gewees daar? Kom ooreen, konsensus, rolle word uitgeklaar. En wat sien jy, wat verskyn in jou scenario in? Ooreenkoms, konsensus, bereik oor die pad vorentoe. So kan julle sien hoekom juffrou so baie klem lê daarop. Wanneer jy jou one pages leer, moet jy ook vir jou die kernwoorde in daardie sinne kan identifiseer. Hoekom sê juffrou is dit so belangrik? Sodat jy daardie kernwoorde kan identifiseer in scenario's. En dan is dit soveel makliker vir jou om jou antwoord te kan identifiseer. Maar jy moet graad 12, jy moet jou werk deeglik leer. Jou kernwoorde deeglik identifiseer, né? Ons klein dingetjie, maniere hoe besighede moeilike werknemers in die werkplek kan hanteer, weet ons mos, en dit kan jy toepas in die samelewing, wanneer jy konflik ook moet hanteer, miskien in die klas, of tussen 'n vriendekring, of wat ook al, reël 'n 1-tot-1 vergadering om te verhoed dat sy of haar aandag afgelei word. Noem die doel van die vergadering om enige vrees te verlig. Wees spesifiek oor die gedrag van die werknemer wat as onaanvaarbaar geag word. En ek wil stellig, wanneer jy iets verkeerd doen, maak byvoorbeeld in die klas, gaan jou juffrou vir jou inroep en vir jou met jou praat, jou juffrou of meneer vir jou inroep en met jou praat en vir jou sê hoekom hulle vir jou inroep en hoekom daardie gedrag onaanvaarbaar is, né? So hierdie tipe vragies graad 12, of hierdie tipe werk kan toegepas word in jou daglikse lewe ook, né? So ons beweeg aan graad 12. So graad 12, juffrou het nou sover alle tipe toepassingsvragies gedek van rolle. Ek gaan weer eens, dit is nou amper 2:05. Ek gaan nou beginne met geleenthede. Graad 12, juffrou wil net vir jou weer eens beklemtoon. Jy het nou gesien, ek het nou my one pages by my. Ek glo en vertrou julle het ook julle one pages voor julle. En ek hoop en vertrou dat jy nou gesien het en saam met juffrou geblaai het na jou one pages toe en gesien het waarvan juffrou praat, van, as ek sê van, jy identifiseer, waar pas daardie vraagie in by jou subafdelings van jou inhoud van rolle. As jy dit kan identifiseer, kan jy dit terugvat na jou one pages toe, dan weet jy mos presies waar in jou one pages om dit te gaan kyk. En ek wil hê jy moet onthou wat juffrou gesê het, wat juffrou nou so pas hier gedoen het. Die antwoorde wat daarin geïdentifiseer word, dit kom so voor in jou one pages. En wat is daai? Dit is jou kernwoorde graad 12. Jou kernwoorde in jou one pages wat in scenario's op 'n ander manier gestel word. Maar die kernwoorde staan uit en die kernwoorde gee vir jou 'n aanleiding dan van watter tipe werk word gepraat of van watter tipe werk by watter afdeling gepraat word, né? So graad 12, ons gaan gou terug beweeg na geleenthede toe. So jy kan aan die begin gaan van jou boekie. Jy gaan gou vir my aan die begin daar by jou boekie. Jy het mos daardie, ons skip gou dit. Reg. Graad 12. So nou het ons tyd om gou 'n bietjie na besigheidsgeleenthede se afdeling toe te gaan. En onthou graad 12, elkeen van julle wat daar sit, het jou sterkpunte. Elkeen van julle wat daar sit, julle as leerders wat daar sit, vind
een of ander onderwerp makliker as die ander een, want dit is interessant en jy onthou dit. So jy moet kies op die ouend van die dag, watter gedeelte gaan ek meer op fokus, nie dat ek halfpad gaan leer, ek gaan al my werk leer, maar jy moet smart begin leer, né? Maak goed vir jou maklik. So daar is twee hoofonderwerpe by vraestel 2, besigheidsgeleenthede en besigheidsrolle, né? So nou is ons by die afdeling van Juffrou, ek luister. Ise klank was vir 'n oomblik weg gewees, juffrou. Is dit? Ja, Okay. juffrou. Kan u nou vir my hoor? Ek kan vir u duidelik hoor, juffrou. Okay, moet ek weer oorgaan by nommer 2.2? Begin maar liefste by 2.1, juffrou, want ek is seker hulle het die hele stukkie nie gehoor, juffrou. Okay, nee, dis reg so meneer. Dankie hoor. Okay, juffrou. Okay. Jammer graad 12 vir dit. Jammer dat ek kan nie sien of hoor wanneer julle nie vir my kan hoor nie, né? So baie dankie daar meneer Ernest. U is regtig 'n groot hulp vir my. Leerders, ek gaan gou weer vir 2.1 noem. By 2.1 sê hulle vir my noem enige 4 voorbeelde van nie versekerbare risiko's. Onthou, daar is 'n beperking op hierdie vraagie. Met ander woorde, jy moet slegs 4 voorbeelde van nie versekerbare risiko's noem. En baie belangrik graad 12, die aksiewerkwoord is noem, so dit is 'n lae-orde 'n lae-vlak vraagie, lae-orde. So dit wil sê 1 feit 1 punt. Daar's geen splitpunte nie, daar's geen double ticks, is 1 punt 1 feit. En baie belangrik graad 12, dit is belangrik vir jou as leerder om die vraagie te lees en dit onmiddellik te kan assosieer met 'n subafdeling van geleenthede. En as jy hierdie vraagie lees, onmiddellik moet jy vir jouself sê, hierdie vraagie kom voor by geleenthede en dit is deel van beleggingsversekering. Van by beleggingsversekering kom versekerbare risiko's en nie versekerbare risiko's voor, né? So dit is belangrik om dit te kan doen, graad 12. Dan by 2.2, die rede hoekom juffrou hierdie vraagie doen saam met julle is, in die verlede, of voordat juffrou by dit kom, die aksiewerkwoord hier sê vir my, beskryf die funksies van die Johannesburgse sekuriteitebeurs. So die woordjie beskryf, of die aksiewerkwoord beskryf, sê vir jou onmiddellik double ticks aan die einde van jou sin. Nou in die verlede graad 12, en ek wil hê julle moet gou vir juffrou kyk na die eerste bullet van hierdie antwoord. Die eerste bullet van hierdie antwoord sê vir my, verhoog primêre kapitaal. In die verlede was daardie gedeelte, slegs daardie gedeelte, 2 punte was daar 2 punte toegeken aan daardie antwoord. En die ander gedeelte van daardie selfde sin, moedig korttermynbelegging aan, was nog 2 punte, maar dit is te min inhoud gewees vir dit. So wat gaan nou gebeur? Die volledige sin gaan vir jou 2 punte gee. So as jy net geskryf het verhoog primêre kapitaal, gaan dit slegs vir jou 1 punt in die sak bring. Van die res van die sin is nie daar nie. So ek hoop en vertrou dat julle hierdie gedeelte gaan aanpas, né? En waar kry ons die funksies van Johannesburgse sekuriteitebeurs? Weereens, dit kom voor by beleggings, maar by die afdeling van beleggingssekuriteit, né? Ons gaan voort graad 12. Ek noem dit die eerste koolpunt, die 2 antwoorde wat voorheen as aparte feite aanvaar was. Onthou graad 12, dit word nie meer as aparte feite geaanvaar nie, dit word nou as 1 feit geaanvaar, né? Volgende vraagie, graad 12, ons gaan identifiseer die leierskapsteorie. Graad 12, wanneer hulle vir jou sê leierskapsteorie, jy kry mos leierskapstyle en jy kry leierskapsteorie. Nou leierskapsteorie het slegs 3. Daar is slegs 3 leierskapsteorie. En waar kom hierdie gedeelte voor in jou one pages by geleenthede? Dit is deel van
bestuur en leierskap. Jy moet daardie skakel kan maak. Jy moet vir jouself kan sê, waar pas hierdie werk in by my one pages of by my hoofafdeling geleenthede. Weereens graad 12 sê hulle identifiseer die leierskapsteorie. So dit kom hier toets hulle jou kennis, hulle toets vir jou of jy kan onthou en kan roep en teruggee deurdat jy kan sekere kernwoorde in hierdie stellings kan identifiseer. So kom ons kyk gou na die eerste stelling daar. Graad 12, juffrou gee gou vir jou 'n kansie. Of kom ons kyk gou na die tyd. Is nou kwart oor 2. So juffrou gaan dit maar hierdie gedeelte saam met jou doen sodat ons dit lees alles kan inkry, né? Jammer nou vir dit. Ek wil nou nie ons moet weer tyd hardloop nie. So graad 12 hier sê hulle vir my, Dali gebruik verskillende leierskapstyle in verskillende omstandighede. Nou as jy gaan kyk na verskillende leierskapstyle, verskillende omstandighede, sal ek sê dit is 'n situasionele leierskapstyl. En as jy gaan kyk in jou one pages graad 12 van bestuur en leierskap, sal jy sien daar by situasionele leierskapsteorie, by die eerste bullet van situasionele leierskapsteorie sê hulle vir jou daar, verskillende leierskap-eienskappe word benodig vir verskillende situasies. So wat is die kernwoord daar gewees graad 12 of die kernwoorde? Verskillende leierskapstyle, verskillende omstandighede. So jy is aanpasbaar volgens dit wat gebeur en hoe jy as leier moet optree, né? Volgende enetjie. Hy moedig sy werknemers aan om kreatief te wees en nuwe maniere om dinge te doen te verken. So graad 12 jou antwoord daar sou gewees het transformasie of 'n ander woord vir transformasie leierskapsteorie is ook oorgangsleierskapsteorie. Nou graad 12, as jy dit nie het daar in jou one page, skryf dit met 'n potlood in. 'n Ander woord vir transformasie en nie transaksioneel nie, né? Dit is transformasioneel of transformasie. Skryf daar vir juffrou in oorgangsleierskapsteorie sodat jy weet die twee is dieselfde woorde, né? So, wat is die kernwoorde as jy teruggaan na jou one pages toe by bestuur en leierskap graad 12? Kom ons kyk gou wat is die stelling hier in ons vraagie. Hy sê hy moedig sy werknemers aan om kreatief te wees en nuwe maniere om dinge te doen te verken. So graad 12 as jy gaan kyk na jou one pages, sê hulle vir my daar, moedig volgelinge aan om geleenthede te ondersoek en leiers lei deur 'n voorbeeld te stel en laat werknemers belangstel in hulle werk. Dit is daar by jou transformasionele leierskapsteorie of transformasie leierskapsteorie, né? So die werk kom daarvoor, soos wat dit kom voor in jou vrae, soos wat dit voorkom in jou one pages, né? Volgende enetjie is 2.4 graad 12. Gaan gou vir juffrou na 2.4. 2.4 sê daar vir my, lees die scenario hieronder en beantwoord die vraag. Die vraag wat volg, né? Weereens, jy lees eers jou vraagie. Hulle sê vir my daar by jou vraagie, identifiseer die versekeringsklausule. Identifiseer die versekeringsklausule wat van toepassing is op YT in die scenario hierbo. Nou graad 12, versekeringsklausule moet jy vir juffrou gaan kyk. Waar kom die versekeringsklausule voor? Dit kom voor by beleggingsversekering. Want weer eens graad 12, as jy jou scenario lees, Jolly handelaars het hul besigheidsvoertuig vir 300.000 verseker, terwyl die werklike waarde 400.000 rand is. Die voertuig was in 'n ongeluk betrokke, wat skade tot 'n bedrag van 30.000 rand tot gevolg gehad het. So as jy kyk na die markwaarde was 300.000 rand. Maar Jolly het sy voertuig gaan verseker vir 400.000 rand. So die markwaarde is minder as die versekeringsbedrag. So dit wil sê jy
vir meer as die markwaarde gaan verseker, né? En daardie moet alreeds vir jou 'n aanduiding gee. Hier praat hulle van onderversekering en dit kan wees onderversekering of dit kan wees oorversekering. En nou moet ek myself sê, waaroor gaan onderversekering? Wanneer die markwaarde minder is as die onderversekering is wanneer jou besitting se waarde is minder as of die markwaarde is minder as die versekeringsbedrag, né? So jy het dit vir minder as dit verseker, dan is dit onderverseker. As jy dit vir meer as die markwaarde verseker het, dan beteken dit jy het dit oorverseker. En as ons kyk hier in die scenario, sal ons sien wat gaan daar gepaard mee. Die skade was 30.000 gewees. So 300.000 was die markwaarde, of Jolie handelaars het hulle besigheidsvoertuig vir R300.000 verseker, ek word nou heel die mekaar nie gepraat. Jolie handelaars het hulle besigheidsvoertuig vir R300.000 verseker, so die versekeringsbedrag is R300.000. Dis baie belangrik om dit te identifiseer. Jy word die mekaar gepraat, jammer vir dit nog graad 12. So die versekeringsbedrag is R300.000 en jou markwaarde was R400.000. So die waarde van daardie voertuig is R400.000, maar hy het dit vir minder gaan verseker, né? En dit is hoekom ons gepaard gaan met gemiddelde klousule. En 'n ander woord vir gemiddelde klousule is ook jou average gemiddelde klousule. Jy kan ook average gemiddelde klousule daar neerskryf, né? Dan graad 12, net belangrik, wanneer dit kom by die berekening, sommige kere kan 'n mens 'n 0 uitlaat en dan verander dit die hele som of die hele waarde van dit wat jy moet neergeskryf het, né? Graad 12, wanneer jy met somme te doen kom, veral wanneer jy onderversekering moet doen. Is baie weinig wat hulle vra oor versekering, maar as jy die berekening moet doen van onderversekering, graad 12, sal ek vir jou aanraai om altyd te begin deur jou formule neer te skryf. Hoekom sê juffrou so? Vir ingeval jy dalk 'n foutjie maak, né? Dan in plaas van 0 punte kry, kan jy at least 'n punt kry omdat jy jou formule neergeskryf het. Het ons mekaar? Skryf altyd jou formule neer. So die formule daar graad 12 is die versekerde bedrag, en as ons kyk hierna, vir hoeveel het hulle dit verseker? R300.000 was dit verseker, né? Wat was die markwaarde? Die markwaarde was R400.000. So met ander woorde, graad 12, hulle het die voertuig vir minder as die markwaarde verseker, né? Juffrou het vroeër verkeerd gepraat, juffrou was toch asta weer, maar onthou, dit is vir minder en onmiddellik, wanneer onderversekering gaan altyd gepaard met gemiddelde klousule, né? So, as jy begin skryf jou formule neer, maal met die verlies of die skade. Wat was die skade se waarde? R30.000. So nou deel jy die twee deur mekaar, versekerde bedrag gedeel deur die markwaarde, maal met 30.000 en jy kry jou antwoord. As jou antwoord korrek is, graad 12, dan kry jy jou volle 4 punte. Dan kyk ons nog na die boonste gedeelte, na die berekening toe neem. Maar as jou antwoord verkeerd is, dan beteken dit, jy kan at least 'n punt kry vir jou formule graad 12. So dit is hoekom dit so belangrik vir jou is, om daardie formule neer te skryf, né? Dat sê, ons gaan voort. Graad 12, ons gaan gewoon na 2.6 toe. 2.6 is weer eens 'n scenario graad 12. Identifiseer 2 tipes voorkeuraandele aangebied deur RL en motiveer jou antwoord deur uit die scenario hierbo aantal. Graad 12, baie belangrik wat jy hier moet onthou, is weer eens stap nommer 1, identifiseer waar kry ek voorkeuraandele, by watter afdeling
van besigheidsgeleenthede om voorkeuraandele voor, né? En voorkeuraandele is deel van beleggingssekuriteite. So nou weet jy waarna toe om te gaan in jou one pages, né? Jy moet jou scenario deeglik deurlees en dit daaraan so verbind, né? So die eerste voorkeuraandeel was nie kumulatiewe voorkeuraandele en die sin wat daarmee gepaard gegaan het was sommige aandeelhouers het aandele gekoop wat hulle nie sal toelaat om Sommige aandeelhouers het aandele gekoop wat hulle nie sal toelaat om vorige dividende te ontvang nie, né? En onthou wat juffrou gesê het, jy maak nie die fout wat juffrou hier gemaak het nie, jy gaan haal dit direk aan soos wat dit in die scenario staan, né? Die volgende ene was deelnemende voorkeuraandele en daar was gewees ander het aandele gekies wat hulle toegelaat het om in die surpluswins van die onderneming te deel. Onthou wat juffrou gesê het, jy haal dit direk aan soos wat dit in jou scenario voorkom, né? Dan graad 12, ons gaan voort. Na 2.2 toe. By 2.2 sê hulle vir ons, identifiseer die vorm van belegging wat deur Jos in elke stelling hieronder gekies is. Nou as ons kyk na identifiseer die vorm van belegging, so ons gaan kyk na vorme van beleggings, nie graad 12. So die eerste ene is, Jos het 'n klein bedrag geld in 'n finansiële instelling belê, waar dit deur 'n fonds bestuur word, 'n fondsbestuurder bestuur word, so graad 12, weer eens, dit verwys na effekte trust, en jy moet vir jouself gaan kyk in jou one pages, gaan lees wat sê effekte trust, en ek glo stellig as jy gaan kyk by effekte trust, jy sal sien dat van die woorde, kernwoorde, kom voor in jou one pages se effekte trust se beskrywing, né? Dan die volgende, hy het 'n belegging gekies wat op JSE genoteer is, sonder enige koste en kommissie betaalbaar. So, dit gaan oor staat of kleinhandelsspar-i, RSA kleinhandelsspar-i effekte. So graad 12, juffrou wil hê, jy moet dieselfde manier volg wat juffrou vir jou nou heeltyd op attent maak. Gaan kyk in jou werk, identifiseer eers waar in my notas of kry, of nie kry, die vragie kry nie, die werk kry, nie, in watter afdeling word dit gedek. En as jy dit kan identifiseer, kan jy dit koppel aan, en dan kan jy gaan kyk vir jou dan kan jy gaan kyk vir jou kernwoorde graad 12, en jou kernwoorde wat in jou one pages verskyn, ek garantie vir jou graad 12, die meeste van die kernwoorde word gebruik in scenario's en in jou stellings, van dit help vir jou om daardie stellings en scenario's baas te raak en om jou antwoord te kan identifiseer, en dit is om dit verwys word na lower hanging fruits, né? Volgende ene. Reg, kom ons gee gou vir julle 'n kansie. By 2.3 graad 12, juffrou lees gou daardeur, is weer eens 'n scenario. Identifiseer die visuele hulpmiddel wat Chamel in haar aanbieding gebruik het. Motiveer jou antwoord deur uit die scenario hierbo aan te haal. So eerstens graad 12 wat jy vir jouself af moet vra, by watter subafdeling van besigheidsgeleenthede praat hulle van visuele hulpmiddels, né? En dit gaan gepaard daarby aanbiedinge, né? So jy moet gaan kyk daarby aanbieding, en nou moet jy gaan vir jouself sê, watter tipe visuele hulpmiddels kom voor by my one pages, en in elke visuele hulpmiddel moet ek vir myself die kernwoorde identifiseer. So graad 12, jy vroeg jy gou vir jou 'n tydjie
om gou vir juffrou die scenario te identifiseer, en in die scenario te kyk watter tipe visuele hulpmiddel word daar gebruik in daardie scenario. So meneer Ernest, kan u gewoon net vir my kyk in die chat, wat is die antwoord daar asseblief, as die leerders klaar beantwoord het asseblief, dankie. Meneer Ernest, kan u vir my hoor? Ek kan vir nou hoor, ja, juffrou. Het u die antwoorde gehoor? Ja, ek het gehoor meneer, ek het gehoor. Ek sê baie dankie daar aan daardie kollegas. So leerders, die antwoord daar is PowerPoint of dataprojektor en baie belangrik graad 12. As ons kyk na ons scenario, sê hulle daar, sy het besluit om skyfies te gebruik wat tydens haar aanbieding op 'n skerm geprojekteer is. En graad 12, ek glo stellig, as jy nou na jou one pages toe gaan en jy gaan na PowerPoint toe, nee, en die woordjie skyfies ook nog daarin, en jy gaan na jou werk PowerPoint toe, sal jy sien van daardie kernwoorde van PowerPoint kom voor in daardie sin wat as motivering gebruik word. En dit is hoe jy jou scenario's baas raak, graad 12. Ons beweeg aan na die volgende. Ons gaan gou aan. Graad 12. Juffrou gee gou vir jou kans om na nommer 4.3 toe te gaan. Gaan gou vir my na 4.3 toe. So by 4.3 graad 12 praat hulle daarvan, weer eens daar is 'n scenario. Jy moet die scenario lees of eers jou vragie lees sodat jy presies weet waarna moet ek gaan kyk in my scenario. En weer eens vra hulle vir jou hier, identifiseer die tipe beleggingsopsie wat van toepassing is op die scenario hierbo. So graad 12, weer eens, wat moet ek hier maak? Ek moet gaan kyk. Ek moet gaan kyk waar in my besigheidsgeleenthede gaan ek hierdie antwoord van hierdie vragie kry. By watter subafdeling gaan ek dit kry, né? So jy moet nou gaan kyk na waar kom tipe beleggingsopsies voor, en dit is belangrik graad 12 dat jy at least dit moet kan identifiseer. Jou beleggingsopsies moet jy kan inpas by jou subafdeling van jou geleenthede se werk, né? So graad 12, weer eens, juffrou gaan my hierdie enetjie saam met jou doen. So identifiseer, ek moet 2 of ek moet 1 identifiseer, en omdat ek moet identifiseer is dit 2 punte, en dit verwys na effektetrust. Hoekom sê juffrou dit is 'n effektetrust, né? Hoekom sê juffrou dit is 'n effektetrust? Sê dit, okay, identifiseer tipe beleggingsopsie. Okay, so hulle sê nie jy moet aanhaal hier nie, maar daar is in daardie sin het dit vir my 'n aanduiding gegee hoekom hulle praat daarvan 'n effektetrust, né? Graad 12, jy moet net vir juffrou self daardeur gaan lees in jou one pages, né? Want anders as juffrou nog verder gaan, dan gaan ons 'n bietjie vasdraai. Gaan nog 'n laaste enetjie saam mee doen. Dan graad 12 by 4.4.1 of by 4.4, identifiseer die tipe verpligte versekering wat van toepassing is op elke sin hieronder of staat hieronder, né? Nathan het sy been gebreek toe sy motor met 'n ander motor gebots het en hy eis vergoeding. So weer eens graad 12, ons moet gaan kyk na waar kom verpligte versekerings en nie verpligte versekerings voor. So jy moet hy kan gaan identifiseer, en nou kyk jy na jou scenario. So, of nie jou scenario, jy kyk na jou stelling hieronder, né? So graad 11, hy het sy been gebreek toe sy motor met 'n ander motor gebots het. Dit is jou kern. 2 motors het met mekaar gebots, né? En dit gaan gepaard met padongelukkefondse. Tweede enetjie is
Pieter het sy werk verloor weens aflegging en hy eis vergoeding van die departement van arbeid. So weer eens, dit verwys na werkloosheidsversekeringsfonds. Dan graad 12, dit is belangrik dat jy moet weet, daar is 3 verpligte versekerings, né? Dis die padongelukkefondse, werkloosheidsversekerings en dan het ons ook vir COIDA daarbey. So graad 12, kyk gou hier, laaste enetjie wat scenario gebaseerd is, 4.2. Noem die versekeringsklausule wat in die bogenoemde scenario van toepassing is. So jy moet jou scenario lees. Hulle sê Delft handelaars het voorraad ter waarde van R900.000 gekoop. So die waarde van die voorraad is R900.000. Maar hulle het dit vir R600.000 verseker. Kan julle sien? Voorheen het juffrou gesê die markwaarde was meerder gewees, né? Of minder gewees. So dit was toe gewees onder versekering. Nou sê hulle vir my hierdie voorraad is R900.000, maar hulle het dit gaan verseker R600.000. So die waarde is 900, so 900.000 is meer as 600.000, né? So dit is weer eens en die skade wat beloop was 60.000. So weer eens graad 12 as hulle kyk hier na noem die versekeringsklausule wat in die bogenoemde scenario van toepassing is, weer eens gemiddelde klausule. Hoekom? Want die waarde is meer as die versekerde bedrag. So dit sê vir my, hulle verseker hulle goed vir minder as die markwaarde. Wanneer versekeringsbedrag minder is as die markwaarde, onmiddellik koppel jy dit aan onder versekering. En wat 'n klausule gaan gepaard met onder versekering, dit is gemiddelde klausule, né? En juffrou het voorheen ook genoem, wanneer hulle vir jou vra, jy moet die berekening doen. Eerste stap, skryf altyd die formule neer. Jy skryf altyd die formule neer. Hoekom? Want jy kan dalk 'n 0 uitlaat, want jy is hastig of wat ook al en nou is jou antwoord verkeerd. Nou in plaas van 0 kry, kan jy at least 1 kry vir die formule, né? En as jy dit reg ingevoeg het of gesubstitueer het daarin, dan beteken dit jy kan nog 'n punt kry en dan sal jou antwoord nie verkeerd gemerk word. Maar as jou antwoord heeltemal reg is, dan merk ons net die antwoord en jy kry jou volle punte vir jou antwoord, né? So onthou, wanneer dit kom by berekeninge, skryf altyd jou formule neer. Asseblief graad 12. Graad 12, ons is klaar met die gedeelte. So graad 12, juffrou gaan nie nou met die lang vraag hê. So, juffrou gaan die laaste 5 minute gebruik vir jou om die posttoets te doen. So kollegas, jy kan net toesien daar dat die leerders gou hulle posttoets moet doen daar so asseblief.